voordat ons in die Here se woord gaan delf. Hemelse Vader, ons eer U vandag, Here, vir die wonderlike geleentheid wat ons het om weer eens in die woord te gaan kuier. Ek noem dit kuier, Here, want Here, U breek dit so vir ons oop, Here, en Here, dit is net 'n asemrowende ondervinding, Here. Dankie, Here, dat U vandag my wegsteek agter hierdie kansel, Here. Steek my weg agter die ruwe houtkruis. Maar Here, die woord wat U in my hart neergesit het, dat die woord sal spreek, dat U net my sal gebruik as die instrument, Here. Maar dat hierdie woord sal inslag vind in elke hart, siel en gees. Maar Here, nog belangriker, hierdie woord, dat dit nie sal bly nie, dat dit sal uitgaan, waartoe gestuur word. In elke hart, wat vandag hier is. Here, dat hierdie woord nie sal dien net tot transformasie nie, tot informasie nie, maar dat sal lei tot transformasie. Dat niemand onveranderd nie sal uitgaan vandag. En ons eer U daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. Amen. Geliefdes, vanoggend is die tema asemrowend is my koning. Nou daar's 'n liedjie op wat dit sê, maar ons gaan vandag so 'n bietjie rondom daardie asemrowendheid praat. Ek wil hier 'n gedeelte voorhou, Psalm 8, onder andere. Hy sê daar, wat is die mens? Vir die musiekleier op die gebied, 'n psalm vandag. O Here, ons Here, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. U wat U majesteit gelê het op die hemele, uit die mond van kinders en suigelinge het U sterkte grondves om U teenstanders ontwil. Om die vyand om in die wraakgierige stil te maak. As ek die hemele aanskou, die werk van die vingers, die maan, die sterre wat U toeberei het, wat is die mens dat U aan hom sal dink? En die mensekind dat U hom sal besoek? U het hom 'n weinig minder gemaak as 'n goddelike wese. U het hom met eer en heerlikheid gekroon en U laat hom heers oor die werke van die hande. U het alles onder sy voete gestel, skape en beeste, die almal en ook die diere van die veld, die voëls van die hemele en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see. O Here, ons Here, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. Voorlopig tot sover. Geliefdes, as ons sê asemrowend is my koning, dan is dit eintlik 'n stelling wat ek maak, wat jou asem sal hoort weg te slaan. Ek wil vanoggend so 'n bietjie op 'n ander manier begin. Ek wil jy moet jou ietsie voorstel, jy moet ietsie voorstel. Jy staan vroeg in die oggend buite. Dit is nog stil. Die son is nog nie eens op. Die wêreld het nog nie behoorlik wakker geword nie. Staan jy buite verbede dit. En jy hoor dalk 'n voeltjie wat net begin sing. Die son begin stadig oor die horison opkom en eers is daar net 'n klein streepie lig. In die volgende oomblik is dit 'n wonderbaarlike prentjie wat jy voor jou ontvou. Die lig word stadig oranje, die donker begin wy en sonder dit iemand iets gesê het, begin die dag. Die son kom op, die voëls begin sing, die wind beweeg deur die bome, jy staan maar net daar en jy kyk. En as jy mooi gaan dink, jy het niks gedoen om dit te laat gebeur nie. Jy het nie die son aangeskakel nie, jy het nie die lig blou geverf nie, jy het nie die voëls gesê wanneer hulle moet sing nie, jy het nie die aarde beveel om te draai nie, jy het net wakker geword en die skepping het reeds aangegaan. En miskien het jy dalk al so 'n oomblik gehad waar jy net gesê het, Here, en dan kom maar nie 'n lang gebed nie, net 'n wow. Want party dinge is eenvoudig net asemrowend. Halleluja. En dit is vandag die boodskap rondom waar ek met u wil gesels, dat ons kan besef hoe asemrowend is hierdie koning met ons hande. En hy is asemrowend, geliefdes, nie net omdat hy ons help, glad nie. Hy is ook nie asemrowend omdat hy ons gebede beantwoord nie. Nie net omdat hy ons deur moeilike tye dra nie, maar net omdat, en wanneer ek na sy skepping kyk, en ek besef,
Wie moet die skepper hiervan wees? En as ons net na die hemele bokant ons kyk, die blou hemele, Psalm 8 vers 4 sê daar, as ek die hemel aanskou en die werk van die vingers, die maan en die sterre wat die toeberei, as ons net daarna kyk, dan sien ons die son elke liewe dag. Ons sien die maan, die sterre, ons sien die wolke, ons sien die bome, ons sien water, ons sien berge, as jy iewers is waar berge is, ons sien voëls, ons sien mense, en elke dag, en omdat ons dit elke dag sien, hoor mooi, raak dit vir ons normaal. Dis maar net, die Engelsman sê, take it for granted. Maar eintlik, hoor mooi, is niks normaal nie. Dink net vir 'n oomblik hier aan, ons woon op die planeet Aarde, wat hierdie ruimte beweeg, ons staan op die aarde, onder ons is 'n wêreld wat ons amper nie eens kan sien. En bo ons is 'n heelal, is groter is, as wat ons verstand kan begryp. Het jy al nie aand gestaan op 'n wolkelose nag en die sterre aanskou? As jy daar in die bosveld is waar nie baie lig is nie, dan sien jy daai Melkweg. En elke sterretjie wat daar is, het 'n naam wat deur ons Skepper gegee is. Ons weet nie eens wat sy naam is nie, maar daar's biljoene, miljarde, biljoene, jy weet nie eens wat se getal is dit nie. Sterre, hy het hulle almal daar gesit. En tog sit ons vanoggend hier, ek en u. Ons haal asem, ons harte klop, ons oë sien, ons ore hoor, ons breine dink, ons liggame werk. En ons sê dalk, ja, dis maar net lewe. Maar nee, 100 keer nee. Dit is God se skepping. En as ons kyk na die sterre in die hemele, die sterre het 'n skilder. En die skilder daarvan is as 'n rowende koning. En skielik as jy opkyk in die nag, dan besef jy, daar is meer daarbo as wat ons ooit besef. Daar's meer daarbo. En dit staan in die woord ook, dat hy vir ons voorberei, wat nog nie eers in 'n mense gedagtenis opgekom het nie. Kan jy jou dit voorstel? Ek dink nie ons besef nie. Daar's daar duisende sterre, die hemelruim lyk amper oneindig. Psalm 19 vers 2 sê dit, praat ook daarvan, soos net, hy sê daar, die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. So met ander woorde, as ons daarna kyk, die uitspansel verkondig die werke van die hande. So die skepping preek, die sterre preek, die maan preek, die oseaan preek, die berge preek, die voëls preek, en die hele skepping sê, roep as dit ware uit, daar is 'n skepper. As iemand gedink het, daar is nie 'n skepper nie, dan moet hy maar net weer gaan dink. En as ons mooi luister, sê die skepping, asemrowend is my koning. En die hele skepping, geliefdes, het nie sommer net per ongeluk hier gekom nie. Genesis 1 vers 1 sê dit duidelik. Hy sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. En as jy gaan kyk, jy gaan lees daar, by al daai verwysings, gaan dit dieselfde boodskap uitdra. Maar in die begin, dis Genesis 1 vers 1, die heel eerste vers in die woord van God. God het die hemel en die aarde geskaap. En hy sê, God praat, toe is daar lig. God praat in die water skei. God praat en droë grond verskyn. God praat, hy spreek net. En die plante begin groei, God praat. En die son en die maan kry 'n plek, God praat. Die voëls begin vlieg, God praat. En die see begin wemel van lewe. Hy spreek dit net. God praat en die diere verskyn. En dan kom ek en u. God het ons gemaak met sy hande. Ons is sy handewerk. Ons asem wat jy vandag inasem, is nie joune nie. Die asem wat jy het, is God se. Ek het eendag op 'n mannebid hier lank terug, het ons vir 'n ou oom gevra, hoe gaan dit vandag met jou oom? Jy sê die oom, die Here het nog nie sy asem teruggeroep nie. So, die asem wat jy vandag het, haal lekker diep asem, is nie joune nie. God se.
God het dit vir jou gegee. En kyk net wat gebeur, wanneer God praat. Chaos word orde, duisternis word lig, leegte word vol, dooie grond kry lewe, eensklaps. Here het net geskep. En God het nie geskep nie. Hy het orde geskep. Hy het, dink aan die manier waarop God alles gerangskik het. Die son is nie sommer net daar, omdat hy daar moet wees nie. En die maan is sommer net daar, omdat hy nie 'n ander plek kom gehad het. Nee, die son kom op, die son gaan onder, die seisoene verander, die reën kom, die plante groei. As jy gedink het, jy het hierdie plantjie geplant en jy het hom mooi geplant en hy groei. Yes, ek het maar net groen vingers, gaan dink maar net weer. God, waar hy dit groei. Hy het jou net die gawe gegee. Ja, soos gepraat van saadjies. Die saadjie val in die grond en hy kleine saadjie word 'n groot plant. Daardie boom dra vrugte, in daardie selfde boom kom 'n voël en bou 'n nes en die bye bestuif die blomme. Het jy al gedink? Ek lees so nou rukkie terug 'n artikel oor bye. As die bye, is waarom die bye so belangrik is, as die bye uitsterf, dan gaan die mens ook nie meer langer kan aangaan nie. Want die bye bestuif die blomme en die plante wat moet groei. Ja, die natuur werk saam. En ons dink maar net, dit is maar net hoe dit moet wees. Gaan dink maar net weer. Hoe kan ons niks sê? Ja, die natuur kyk nie. Hoe kan ons net sê, ag, dit is maar net so. Hoe kan ons dit net sê? Ek verstaan dit nie. As ons kyk na die wonder van die lewe en sê, dit het maar net gebeur, dan sê ek weer 'n nee, sommer met 3 uitroeptekens. Wanneer ek kyk na die skepping, sien ek die handtekening van die Skepper. En dan die saadjies. Ek wil weer praat oor die saadjie. Dis 'n klein, harde, noem dit nou maar 'n dingetjie. Jy kan maklik daarby verbyloop, jy kan maklik dit miskyk, maar plant dit in die grond, gee dit water en kyk wat gebeur. Vat maar net 'n mieliepunt in die grond, kyk wat gebeur. En soos die plante groei, die wetenskap bestudeer dit, ons het almal op skool, ek dink is in biologie het ons, kyk wat gebeur as die plantjie groei, wat is goed soos fotosintese en al die snaakse goeders. En ons kan daai proses beskryf, hoe dit groei, maar gaan dink maar net weer. Dis die proses wat ons aangeleer het deur die wetenskap. Maar waar kom daai lewe vandaan? Jy kan maar net sê, asembloed, dis my koop. En dan, kom ons maak dit bietjie persoonlik. Kom ons kyk na die mens. Kom ons kyk na ek en u vandag. God het nie die wêreld rondom ons geskep nie. Hy het vir jou geskep. Hy het vir my geskep. Hy het ons gemaak. Hy het ons gevorm in ons moeder se skoot. Dink aan die menslike liggaam. En al die funksies wat jy het. Jy kan sien, jy kan hoor. Jou hare groei, jou naels groei, alles groei. Jou hart klop, sonder dat jy jou hart beveel om te klop. Selfs as jy slaap, in diepe slaap, klop jou hart, hy gaan staan nie. Selfs, al jy asem, jy vergeet daarom dat jy asemhaal, maar jou liggaam vergeet nooit, hoekom nie? God het jou so geskep. Jou bloed vloei, jou selle werk, jou brein verwerk dinge, jou oë neem lig waar. Lig en het jy al gesien, geen kamera in die hele wêreld, geen teleskoop kan 'n ding so helder sien soos 'n menslike oog. Ja, mense sê ja, hy sien beter, kan nie wees nie. Want dit wat God gemaak het, is perfek. Dit wat God gemaak het in ons liggaam is perfek. Ja, jou ore hoor in die hele tyd leef jy. Die meeste van ons dink nie eers daaraan nie. Ons staan soggens op, ons trek aan, ons drink koffie, ons gaan werk, ons doen dinge, maar stop asseblief net vir 'n oomblik en dink, haal diep asem en besef. Die feit dat jy asemhaal vandag is reeds 'n geskenk. Dis een van die grootste getuienisse wat jy ooit kan gee, dat jy vandag weer asem gekry het. Dis 'n getuienis. Kan ek 'n amen kry? Amen. Amen.
Psalm 8 vers 5 sê, ek lees ons uit. Wat is die mens dat u aan hom dink, en die mensekind dat u hom besoek? Ja, dis 'n wonderlike vraag. Wie is ek? Wie is ons? Hierdie klein mensie op hierdie groot planeet wat in hierdie groot heelal beweeg teen 'n asemrowende spoed. God dink aan jou. Vandag weet hy weet Fina se daar, hy weet Fransis se daar, hy weet wat in Frans se daar, hy weet Dirk se daar, hy weet Jake se daar, hy weet almal se. Hy ken ieder en elk van julle. Die skepper wat hierdie groot hemel en aarde heelal geskep het, weet presies vandag wie jy is. Hy ken jou. En die wat die oseane gemaak het, weet van elke traan wat jy stort. Die een wat die berge gemaak het, weet wanneer jy moeg is. Die een wat die son laat opkom, weet wanneer jy donker voel. Dink net daaraan. Die God wat die heelal geskep het, ken jou naam. Ek sê, dis asemrowend. Dit slaan my asem weg, as ek daaraan dink. En wat nog meer is, God se werke is nie net in die natuur. Ons kan nou maklik sê, ja, pastoor, die skepping is wonderlik. Maar God se werke stop nie by die skepping. Die Bybel is vol van God se werke. Kom ons dink maar aan Noag. Pastoor Adrie het laas Sondag gepreek van die ark, aan Noag. En God maak daar 'n weg, waar mense geen weg sien. Kom ons dink aan Abraham. 'n Man wat moes leer om op God te vertrou. Met iets wat hy nie kon sien. Dink aan Josef, sy broers verkoop hom. Hy beland in Egipte. Sy lewe lyk vernietig. Maar God is besig. En jare later kan Josef sê, julle het wel kwaad teen my gedink, maar God het dit ten goeie gedoen. So God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Ek sê weer, dis asemrowend. Sla by asem weg. God bou self uit gebrokenheid nuwe dinge. Gebroke dinge, wat jy sê, dis vernietig. God maak dit nuwe dinge. Ek sien iewers 'n prentjie van 'n boom wat afgekap is en lê so 'n klippe val op hom. En hier kom 'n stukkie boom, hy groei sommer deur die klif. Dis lewe. Kom ons dink 'n bietjie aan die verhaal van Moses. Nou, ek gaan nie vreeslik diep in gaan in die Moses verhaal nie, maar ons ken almal hierdie Israel staan hier voor die Rooi See. Voor hulle is water. Baie water. Dis 'n Rooi See. En agter hulle kom die Egiptenare. En hierdie, ek dink hulle het gesê, daar's iets soos, weet jy, waar 5 miljoen was nie, ek weet nie. Agter hulle Egiptenare, menslik gesproke, geen uitleg nie, it's finished. Daar goed doen God net wat net hy kan doen. Die see gaan oop, en die volk stap droogvoets deur daai Rooi See wat hy geskei het. Net God kan dit doen. Asemrowende koning, net hy kan dit doen. Die mense wat gedink het ons is klaar, word die mense wat nou kan sê, kyk, wat het die Here gedoen? Dit is God se werk. Kom ons dink maar aan die verhaal van Elia, maak 'n nota. Jy kan dit gaan lees daar in 1 Konings 18 van vers 20. Ek gaan opsommender gewys daaroor praat. Jy kan dit maar tuis gaan lees. Die storie van waar die Baal profete en hy op die berg Karmel is. Waar hy vir hulle sê, ons slag 2 bulle. Kap sny dit op, offer dit aan julle God, maar jy mag nie 'n vuurhoutjie naby hierdie ding bring nie, of ietsie bring nie. Jou God moet dit aan die brand steek. En Elia wag en hy sê, gaan roep hom, miskien slaap hy. Roep hom, praat harder, hy hoor dalk nie eers nie. Miskien is hy besig om stil te raak voor iets, miskien is hy besig om te pyns. Niks gebeur. Hulle sny hulle nader aan stikking met hulle swaarde, niks gebeur nie. Hier kom Elia en hy roep sommer van sy dienaars en sê, gooi nou sommer 'n kruike water oor die goed. Hy doen dit 3 keer. Daai hele altaar wat hy gebou het met die bil op, met die hout op, is papnat. Daar is net water. En hy bid vir die Here en die Here gee vuur uit die hemel uit. En daar vat daai altaar vlam
en daai bul word geoffer. Dink net daaraan, daai asemromende koning het dit gedoen, net met vuur uit die hemel uit. Eenvoudig. Toe Elia bid, antwoord God met vuur. En daai volk val op hulle gesigte neer. En hulle sê, hy is God, die Here, hy is God. Waarom? Omdat, wanneer God werk, kan mense nie anders as om hom te erken. Dit maak nie saak wie hy is nie. As God werk, kan die grootste ateïs, hy sal dit erken. Ek sê dit nou. En kom ons gaan so 'n bietjie nader. Kom ons dink aan Jesus. Want die God wat die wêreld geskep het, kom self hier na die wêreld toe. Johannes 1, vers 1 tot 3 sê, as jy hom ons kan opsit, Johannes 1, vers 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Vers 2, hy was in die begin by God, in vers 3. Alle dinge, hy sê nie dat party dinge nie, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. En as ons na Johannes 1, gaan vir my na vers 14 toe, dan sal ons sien, wat sê hy daar? En die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader afkom, vol van die genade en die waarheid. En jy kan dit gaan lees daarso in Galasiërs 4 vers 4, Johannes 1 Timoteus 3:16. Jy kan die konteks daarvan gaan lees. Ek het hier geskryf Galasiërs 4 vers 4, wat hy ook sê van die konteks van hierdie, dat die woord vlees geword het. Hy is uit 'n maagd gebore, uit 'n menslike vrou gebore, en dis waarom hy het vlees geword en onder ons kom woon. So dink dan net daaraan, die Skepper stap tussen sy skepping hierso. En Jesus loop op die grond wat hy self gemaak het. Hy kyk na die see wat hy self geskep het. Hy praat met die mense wat hy self gevorm het. Hy raak siekes aan, blindes sien, dowes loop, lammes loop. Dooies word lewendig. Hy kalmeer 'n storm. Hy verander water in wyn. Asemrowend. Hy voed duisende met 'n paar broodjies en 'n paar visies. Voed hy duisende mense, dat hulle nou sommer baie oorbly. Dis die God wat ek ken. Dis die Jesus, die God wat asemrowend is, waarvan ons nou praat. En daar's 'n verhaal wat ons al baie oor gepraat het, van Jesus wat in die boot geslaap het in die storm, op die see van Galilea, en hy het net gespreek, en die storm word stil. Asemrowend. Hy is die asemrowende koning. Elke keer as ons lees van hierdie werke wat hy gedoen het, kom ons net terug na een punt toe. Asemrowende koning. Dit is wat hy is. Ja, geliefdes, ons koning, ek noem hom sommer nou my koning, en is jou koning, is asemrowend in dit wat hy doen. Ek wil volgende hê, ons moet net wegkom van 'n gedagte af. God is nie net daar om my probleme op te los nie. Ja, hy doen dit ook, maar hy is nie net daar vir dit nie. God is baie groter as dit. God is nie net wonderlik wanneer hy my gebed beantwoord nie. Hy is wonderlik. Hoekom? Omdat hy God is. Hy is wonderlik. Hy is goed, hy is altyd goed, hy is altyd wonderlik. Nou, hy was God nog voordat ek iets van hom nodig gehad het. Hy sal God wees wanneer my lewe verby is. Sal hy steeds God wees. En as daar 'n nuwe lewe kom, is hy nog steeds God. En wanneer ek lag, en wanneer ek huil, en wanneer hy is God wanneer ek verstaan, hy is selfs God wanneer ek nie verstaan. Hy is selfs God wanneer die son skyn, en hy is selfs God wanneer die storm kom. Asemrowende koning. Dis wie hy is. Maar geliefdes, hier gebeur iets waarvoor ons baie versigtig moet wees, en iets waarvoor ons teen moet waak. En hier wonder ek soms, baie keer meer as ander kere, of ons nie te gewoond geraak het aan God. Ons kom kerk toe, ons sing, ons bid, ons aanbid, ons kom manne bid ure toe, ons kom vroue bid ure toe,
Ons woon die aktiwiteite by. Ons lees die Bybel, ons hoor die naam van Jesus wat gespreek word. En alles kan so bekend raak, dat ons vergeet hoe wonderlik dit is. Ons sê, God het die hemel geskep. Ja, maar stop net daar. Hy het die hemel geskep, die koning. Ons sê, Jesus het uit die dood uit opgestaan. Ja, is so. Maar stop tog net daar, asseblief. Hy het uit die dood uit opgestaan. As jy die konteks kan verstaan, staan net saam met my. En ons sê dan, God vergewe my sondes. Ja, hy doen. Maar stop net daar. Die heilige God vergewe ons sondes. En geliefdes, dis nie normaal nie. Wat is dit? Dis genade. Dis wonderlik. Dis asemrowend. Dit is wat dit is. Kom ons kyk na die kruishout. En dan kom ons by die plek waar God sy werk vir ons, waar God ons persoonlik gered het. As jy maar nou net dink, toe hy daar na die kruishout gehang het, hy het aan my en jou gedink. Ook. Jesus hang daar, die skepper van die wêreld, hang aan 'n kruishout. Die een wat die sterre gemaak het, word hier deur mense gespot. Die een wat die see beheer, hy word geslaan. Die een wat lewe gee hier sy lewe vir my en vir jou. Wow. En waarom? Dis hier waar eintlik my woorde opraak. Dat ek sukkel om asem te haal, want my asem is weggeslaan. Hy het vir my en vir jou sy lewe gegee, sodat ek en jy vandag kan kry. Asemrowend, is dit nie? En ja, en toe gebeur daar, die verhaal eindig nie daar by die kruis nie, en die graf is leeg, die klip is weg, Jesus leef. Dink 'n bietjie wat dit beteken. Die dood het die beste poging aangewend om vir Jesus te vernietig, en hy het verloor. Die graf het hom probeer hou, maar die graf kon hom nie hou. Glad nie. Die vyand het gedink dit is verby, maar God het gesê, nee, en Jesus staan daarop, dis God se werk, en dit verander sommer alles. Kyk bietjie rondom jou, geliefdes. Ek wil hê jy moet vandag die uitstap in huis toe gaan, en bietjie anders na die goed begin kyk. Ek wil hê, as jy vanmiddag buite staan, kyk bietjie na die lig. Wanneer jy 'n boom sien, kyk 'n bietjie langer na die boom. Ek kyk lank na bome, ek is 'n boommens, ek hou van bome. Wanneer jy 'n boom sien, kyk na die voeltjie by die nesie daar aangebou. Wanneer jy 'n voeltjie hoor sing, moet dit net sommer net afmaak as agtergrond lawaai. Wanneer die son sak, wanneer die maan helder is, kyk 'n bietjie daarna, maar met 'n ander toe. Kyk om met die wete in jou hart, dat die koning wat ons aanbid, asemrowend is, alles hier geskep. Wanneer jy na 'n babatjie kyk, klein pasgebore babatjie, geliefdes, almal was al daar, klein pasgebore babatjies, asemrowend. Hulle voetjies is net so groot, alles is perfek, asemrowend. God het dit gedoen. Wanneer jy na jou eie hande kyk, dan vra jy, wie het alles gemaak? Alles kan beweeg. En laat die antwoord in jou hart wees. By die koning is asemrowend. Geliefdes, ons het ook baie gepraat oor die skepping. Psalm 95 vers 1. Hy sê daar soos ons gaan kry. Kom, laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig ter ere van die rots van ons heil. Nou geliefdes, waarom? Want hy is God, hy is die groot almagtige God. Hy is die koning, hy het die aarde gemaak, hy het die see gemaak. Die droë land is gevorm. Die Psalm sê eintlik hier, kom ons aanbid hom. Kom ons aanbid die skepper wat alles gemaak het. Dit is waarheen die skepping ons uiteindelik moet lei. Nie net, wow, die natuur is mooi nie. Nee, eerder, wow, wat 'n God. Wow. En
wanneer die skepping, as ons die skepping so sien, jou na die Skepper lei, is daar 'n verskil. Jy kan na die berge kyk en sê, "Sjoe, dis mooi." Of jy kan na die berge kyk en sê, "Here, U is groot." Jy kan na die see kyk en sê, "Pragtig, wow." Of jy kan sê, "Here, hoe groot is U?" Dink 'n bietjie daaraan. Jy kan na die sterre kyk en sê, "Sjoe, daar's baie sterre." Of jy kan sê, "Asemrowend is my koning." Dit is die doel van die skepping. Dit wys nie net na homself nie, dit wys na die Skepper, die asemrowende koning in hemel en aarde. En wat van God se werke in jou en my lewe? Wat van sy werke in ons lewens? Kom ons raak 'n bietjie persoonlik hieroor. Want God se grootste werke is nie altyd die groot dinge wat almal kan sien. Nee, dalk het God jou al deur iets gedra wat niemand van weet nie. Want God se grootste werke is nie altyd wat mense kan sien nie. Nee, dalk het God jou al deur gedra, en daar was dalk 'n dag toe jy gedink het, ek kan nie meer nie. Waar staan al 'n dag wat jy so gesê, ek kan nie meer? Kom ons wees eerlik. Is daar so 'n dag gewees? Ek sê ja, in my lewe. Here, ek kan nie meer hierdie doen nie. Daar's so 'n dag. En tog is jy vandag hier. Tog sit ons hier, en tog staan ek hier, almal is hierso. En daar is dalk 'n deur wat toegemaak het, en later besef jy, God het jou maar net beskerm. Daar is dalk 'n gebed waarop jy lank op 'n antwoord gewag het. Dalk is daar 'n God wat jou deur 'n moeilike tyd gedra het. Dit is so. Dalk het hy vir jou 'n tweede kans gegee. En ons God is 'n God van tweede kanse. Selfs derde kanse, nie meer. Maar dalk het hy al 'n gebroke hart genees. Dalk het hy iemand in jou lewe gestuur op presies die regte tyd. Dalk het hy vir jou iets weggehou wat jy nooit eens besef het nie. En dalk kyk jy vandag terug en jy sê, ek weet nie hoe ek daardeur gekom het nie. En miskien is die antwoord, God het my daardeur gedra. Amen. So kan jy vandag terugkyk. Nie aan alles wat verkeerd geloop het. Dink aan die kere wat God reg was en jy verkeerd was. Dink aan die kere waar jou gehelp het. Dink aan die kere wat hy voorsien het. Dink aan die kere wat hy jou beskerm het. Dink aan die kere wat hy jou gebring het waar jy nooit gedink het jy sou kom nie. En sê in jou hart, Here, ek het dit nie altyd raak gesien nie, maar nou sien ek, U was daar, die hele tyd. Liefdes, ons haas ons hier na die einde toe van hierdie boodskap, maar dit sal nie volledig wees, as ek nie bietjie oor Jesaja praat. Jesaja 6, vers 1 tot 6, wat ek vir julle voorlees. Jesaja 6 vers 1, in die sterfjaar van koning Osia, het ek die Here gesien op 'n hoë en 'n verhewe troon, terwyl sy swome die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, en elkeen het 6 vlerke gehad, en met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, Heilig, 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 is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Vers 4, en die drumpelpos het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. En toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Vers 6, maar een van die serafs het na my toe gevlieg, met 'n gloeiende kool in sy hand, het hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, tot sover. Jesaja het die Here gesien. Hy het gesien, hy sit op die troon, hy sien die serafs, hy hoor, heilig, heilig, heilig. En wat gebeur? Jesaja word oorweldig, hy sê, wee my, ek is 'n man van onrein lippe, maar God reinig hom. En dan hoor Jesaja, wie sal ek stuur? So verder gaan lees. En sê Jesaja antwoord hierop. Hier is ek, stuur my. En kyk 'n bietjie na die volgorde hiervan. Hy sien God, hy sien homself,
Hy ontvang genade en hy word gestuur. Dis die volgorde is hier belangrik. En dis wat gebeur wanneer werklik God se grootheid deur God se grootheid aangegryp word. Jy kan nie net sê, "Wauw, God is groot" en dan aangaan asof niks gebeur het nie. Nee, nooit. Jy kan nie. Wanneer jy sy grootheid sien, roep dit jou tot orde. Dit roep jou tot aanbidding. Dit roep jou tot oorgawe en dit roep jou tot diens. En die grootste wonder hiervan is wat hy ons ken. Geliefdes, kom ons maak dit nog so 'n bietjie persoonliker. Die heelal is groot, maar God is groter. Die sterre is ontelbaar, maar God ken hulle almal. Die see is diep en hy ken die dieptes. Die berge is groot, God het hulle almal gemaak. Maar van alles wat God geskep het, het hy vir die mens, vir u en vir my, 'n besonderse plek gegee. Hy het jou geskep en dan gebeur iets wat my asem wegslaan. God wat alles gemaak het, wil 'n verhouding met ieder en elkeen. Hy wil hê jy moet hom ken. Hy wil hê jy moet hom aanbid. Hy wil hê jy moet sy liefde ervaar. En dit is my koning. Dit is, wanneer ek vandag sê, asemrowend is my koning, bedoel ek, die God wat die sterre gemaak het, is my koning. Die God wat lewe gee, is my koning. Die God wat die Rooi See oopgetoop het, is my koning. Die God wat die vuur uit die hemel laat kom het, is my koning. En die God wat die storm stil gemaak het, is my koning. God wat Jesus uit die dood laat opstaan het, is my koning. En die wonderlikste van alles, hy is nie net koning van die heelal nie. Hy wil ook die koning van my en jou hart wees. Ek wil hê ons moet vir 'n oomblik stil word. Nie net om die boodskap so te sê klaar is. Nee. Maar omdat ons dink, ons het soms nodig om te kyk. Ek dink, ons het soms nodig om stil te raak. Net 'n bietjie terug te staan en net stil te raak. Kyk 'n bietjie na God se skepping, kyk na sy werke, kyk wat hy reeds gedoen het, kyk na Jesus, kyk na die kruis, kyk na die leergraf. Gaan dink bietjie in jou gedagtes. Kyk na jou eie lewe en vra, hoe kon ek ooit gedink het, God is klein? Hoe kon ek ooit gedink het? Ons probleme is groot, maar God is baie groter. Ons het baie vrae, maar God se wysheid is groter. Ons verstaan min, maar God weet alles. God sien die hele prentjie, maar ons het 'n klein gedeeltjie sien hy die hele prentjie. En daarom kan ek vandag sê, ek verstaan nog nie alles nie, maar ek weet wie my koning is. Ek wil afsluit en sê, moenie net na die skepping alleen kyk nie. Wanneer jy vandag hier uitstap, moenie net die skepping bewonder nie. Nee, want dit is skepping van hom. Wanneer jy die son sien, dink aan die een wat gesê het, laat daar lig wees. Wanneer jy die sterre sien, dink aan die een wat elkeen van hulle 'n plek gegee het. En wanneer jy 'n blom sien, dink aan die een wat die kleur en geur in die wêreld gesit het. En wanneer jy 'n kindjie se gelag hoor, dink aan die een wat lewe gee. Wanneer jy jou eie asem voel, onthou, elke asemteug is net genade. En wanneer jy vanaand in die donker buite staan, kyk op. Jy sal die sterre daar sien, jy sal die hemel daar sien. Jy sal die hele skepping sien, maar bo alles, die Skepper is daar. En daar is een sin wat ek wil graag hê, jy moet onthou uit hierdie hele boodskap uit. Miskien kan jy hierdie week die hele sin saam met jou dra. Hy sê, wanneer ek na God se werke kyk, kan ek nie anders as om te sê, asemrowend is my koning. As jy enigiets onthou net daai sin nie vandag. Want die skepping sê dit. Die sterre sê dit, die see en die berge sê dit. Die voeltjies vlieg dit uit. Hulle sê dit. Die lewe sê dit, die kruis sê dit, die leë graf sê dit. En eendag wanneer ons voor hom staan, sal die hele hemel dit sê. Heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige. En dan sal ons verstaan, ons het nie vandag oordryf toe ons gesê het, as 'n koning is my koning nie. Ons het eintlik te klein gesê, maar hy's groter as ons woorde. Geliefdes, ons sing lofsange, maar hoor my mooi vandag, ek glo, dit staan
in my diepste wese glo, die perfekte lofsang is nog nie geskryf. En al sou ons die woorde vind om dit te skryf, glo ek, ons sal nie genoeg asem hê om dit te kan sing. Groter as ons verbeelding, groter as ons verstand is hy, groter as die heelal wat hy gemaak het, en tog ken hy my en jou, hy het my ons lief, hy het opgestaan, en hy is my koning. Geliefdes, as ons opkyk, bewonder sy skepping, onthou sy werke, vertrou sy hart, aanbid sy naam, want hoekom? Asemrowend is my koning. Amen. Kom ons bid saam. Heer en Hemelkoning, Here, as ons vandag hoor hoe asemrowend U is, dan slaan dit as dit ware ons asems weg, Here. Here, en dat U in die woord vir ons mooi verduidelik hoe asemrowend U eintlik is, en hoe asemrowend die skepping is, Here, en as ons na die skepping kyk, dan sien ons as dit ware U handtekening op alles. Here het ons as mense gemaak, Here, en het ons met die hande gevorm, Here. En Here het die asem in ons geblaas. En dat ons vandag sal besef, dat elke asemteug genade is, en dat elke asemteug moet daar wees, om U te loof en te prys. En Here, dat het so wees, Here, dat U in ons, wat U in ons gedeponeer het, dat ons dit sal uitdra, tot eer van U naam. Dat U naam oor ons geëer sal word, waar ons gaan, waar ons staan, waar ons sit, waar ons lê, waar ons is, waar ons na ons markplein toe gaan, dat U naam altyd daar sal seëvier, want asemrowend is my koning. En Here, ons loof en prys U daarvoor. Dankie vir U woord, dat dit so duidelik vir ons uitstel. En ons eer U daarvoor, Vader, in die wonderlike naam van Here Jesus alleen. Amen.